So ek wil graag volgend, is dit my so amazing voorreg om te praat oor die doop, en is vir ons so groot en amazing ding wat die Here ons voor roep. Dis een van die min sakramente wat die Here ons vra om regtig te leef by, is die doop. Dit is een van die sakramente. Nou 'n sakrament vir mense wat dalk weet wat dit is, dit is gebruike. So ons het 'n paar gebruike in die Bybel. Die Here praat van gebruik van olie, waar ons met olie gebruik. Op een plek sien ons waar die Here vir ons sê 'n gedeelte wat ons meer welbekend is, as jy al bietjie met Christendom te doen gehad het, sal nagmaal wees. Die gebruik van nagmaal, dit is iets ook 'n sakrament. En dan is dit ook die doop is 'n sakrament. Nou hoekom is die doop so belangrik? Eerste plek, dis 'n opdrag wat Jesus ons gee. Dis nie iets wat deur 'n mens gegee was nie. Dit was deur Jesus homself gegee. En dit is ons so belangrik dat ons hierdie sakrament verstaan en dat ons die waarde koppel aan hierdie sakrament. En ek wil graag begin deur om Matteus 28 vers 19 tot 20 vir julle te lees. En hier is die groot opdrag. Hierdie is een van die fondasies waarop kerk gebou is. Nou kom ek verduidelik julle gou vinnig. Ons het nou al rukkie oor gepraat, maar miskien is dit die eerste keer wat ons besoek, sodat jy net weet wat is Christendom in 'n nutshell? Hoe werk dit? Die eerste ding is jy moet besef dat God jou liefhet. En Johannes 3 vers 16 verduidelik dit vir ons baie mooi. En 17. Hy het gekom om ons te red en met ons 'n verhouding te hê. As jy Christendom bou op jou goedheid en hoe lief jy God het, het jy probleme. Jy moet op altyd Christendom begin by om te verstaan dat God jou lief gehad het en dat hy vir jou 'n plan en 'n doel het in jou lewe. Amen. Dis nommer 1. Nommer 2 is, dan kom ons, dis God se hart. En dis ook die slogan van ons kerk, is verander deur liefde. Verander deur liefde. So dis wat ons moet verander word deur liefde. Dan nommer 2, dan gee vir ons die groot gebod, en dan leer ons om in 'n verhouding met God te stap. En as jy met die Here jou God lief het met jou hele hart, jou hele siel, met jou hele verstand en al jou krag, en jou naaste soos jouself. En daai stuk lees ons in Markus 12, lees ons 12 vers 30 tot 31, moes nou net mooi gedink het. 30 tot 31, dan lees ons daai gedeelte. Soos dit is wat die Here se hart is, dat jy eers sy liefde ervaar, en dan op 'n plek kom waar jy begin in hierdie liefdes wandel met God te beweeg. Dit is nie net om kerk by te woon nie, dit is nie net om rituele te doen en nagmaal te vat en tiende te betaal en verstaan, dit is baie dieper as dit. Dit is 'n persoonlike verhouding met God. En dan sê jou naaste soos jouself, ons moet dit saam met naastes wandel. En dan die volgende stap, en dis hierdie stap waar ons vandag by land, is Matteus 28 vers 19. En dit is soos dat ons visie is dat almal wat hier sit, as jy saam met ons beweeg, is dit ons hart dat jy God sal lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. En jou naaste as jouself. Dis die core. As ons jou kan daar kry, dan het ons by godly mission accomplished. Want dit sluit basies die hele Bybel in, as ons dit so kan stel. As ons daai verstaan, dan verstaan ons alles. Want dan het ek mense lief, ek vergewe mense, ek spreek vry. My hele lewe verander in 'n oomblik as ek dit verstaan. Maak dit sin? Dan kom ons by die volgende gedeelte, en dat is dit ons missie. Hoe kom ons daar uit? En hierdie missie word vir ons gegee in Matteus 28 vers 7. Hy sê, gaan dan heen en maak disciples van alle nasies. Okay, so wat is 'n disipel? Duidelik gebruik hy nie die woord Christen daar nie. Julle het dit agtergekom? Gaan heen en maak Christene. Christen is iets wat jy op jou CV sit as jy by religion sit, dan sit jy Christen. Ons land is 84% Christene. Lyk dit of ons land 84% Christene? Nee, ons land met die meeste korrupsie in die wêreld. Ons sit met hoeveel goed wat deur mekaar is, huwelike val uit mekaar uit. Goed is net terrible. Hoekom? Want Christene staan nie op om te lewe nie. Want die Here roep ons tot Christen, hy roep ons tot disipelskap. En wat is disipelskap? Disipelskap is mense wat Jesus volg. Dit wat Jesus sê, dit doen ons. Christen is net iets, dis ouens wat oor die algemene kaartjie hemel toe soek, is Christene. Ons is disipels.
Ons soek nie net 'n kaartjie hemel toe nie, ons wil lewe vir 'n lewendige God wat met ons 'n verhouding het. Amen. Is julle by? So kom maar weer, sê gaan dan heen, maak disippels van alle nasies. En dit is wat 'n disipel om letterlik Jesus te volg van alle nasies. Van alle nasies. Selfinterpreterend daai gedeelte, alle nasies. En doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So hy verduidelik, Jesus, dis een van sy laaste dinge wat hy sê voordat hy hemel toe gaan, gee hierdie opdrag vir hulle. So dis redelik belangrik. Oor die algemeen, wanneer gee vir mense die belangrikste opdrag? Oor die algemeen, as iemand op hulle doodsbed lê, sal oor die algemeen is dit nie goedjies van, maak dit seker die gras is gesny nie. Dis nie wat mense doen nie. Is dit onthou ek het jou lief. Onthou dat ek altyd vir jou omgee. Onthou om daai waardig te ag. Onthou om daai op te hou. Onthou om dit wat belangrik is vir mense. En hier kom Jesus en hy gee een van die belangrikste dinge vir ons. En hy sê, gaan heen, maak disippels. Hy sê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. OK. Hoekom tot Vader? Hoekom tot die Vader? Sodat ons besef dat ons sy kinders is. Dis hoekom hy net sê God nie. Want hy is nie net jou God nie, hy is jou Vader ook. En die Vader is die een wat provide, die Vader is die een wat beskerm, die Vader is die een wat na jou kyk, die Vader is die een wat jou opvoed en jou vorentoe vat. En dis hierdie Vader wat hy van praat. Miskien het jy nooit daai aardse Vader beleef nie. Maar moet asseblief nie jou hemelse Vader met jou aardse Vader vergelyk nie. Of was hy goed? God is beter. Onthou dit altyd. Of was hy goed? God is beter. Of probeer ek die beste pa vir my seun wees? God sal altyd vir hom beter wees. Hy moet altyd leer om hom meer te vertrou as wat hy my sal vertrou. Want hy moet besef dat die hoop is vir ewig in hom. So kom hy weer, hy sê doop in die naam van die Vader, die Seun. Wat is die Seun? Eerste plek is, die Bybel praat ook van dat hy die eersgeborene seun is. Okay, eintlik gaan ek nou hier te veel teologies ingaan, so ek gaan dit korter weergawe maak, dat ek net wat of gaan ek lank vat. Okay. Seun, soos hy praat van Jesus die eersgeborene is. Soos die eersgeborene het altyd die judgment gevat. Glo my net daarvoor, ek kan nie nou teologies dan gaan net gaan te lank vat. Soos die een wat die judgment sal vat vir my en vir jou. En dit is Jesus wat vir my en vir jou kom het. En hy het vir ons die lam geword. Okay, dis maklik om te verduidelik, so om te verduidelik. Hy het die lam geword. Hy het die sonde wat op my en jou moes neergeval het en neergekom het. En die prys wat ek en jy moes dra, het hy vir ons kom dra. Soos wanneer ek en jy sê, ek doop in die naam van Jesus, die Seun Jesus Christus, dan meen dit, ek is nou ondergeskik aan die een wat bo my staan en dis Jesus. So as die Vader na jou kyk, kyk hy deur Jesus na jou toe. Is dit weer goeie nuus of minder goeie nuus? Dit is goeie nuus, amen. Dis goeie nuus. So ons moet dit besef, soos jy tot die Vader, tot kindskap, tot die Seun, wat ons tot vergifnis van sonde is, en tot ware kind in 'n familie in. Ons is aangeneem, ons is deel, daar's geen verskil tussen ons en Jesus, as dit kom met die Vader nie. Hy het ons aangeneem, hy het ons gekoop met 'n dierprys. Hy het sy seun opgegee en oorgegee om verbrysel te word vir my en vir jou. Hoekom? Want ons het sonde gehad wat skeiding gebring het tussen ons. En hy het jou so lief gehad dat hy nie kan los nie. Jy moet verstaan, God het jou so lief dat hy jou nie kan los nie. Is jy by? Hy kan nie selfde los nie. As God nie selfde los, het hy nie lief nie. Geen pa los sy kind dieselfde as wat hy gebore is nie. Maak dit sin? Ons probeer altyd die beste uit ons kinders uithaal. Net so is dit met ons hemelse Vader. En dan sê hy, en die Heilige Gees. Nou, hoekom is dit so belangrik? Want die Heilige Gees, Jesus sê vir sy disippels, hy sê, dit is voordelig vir my om te gaan. Hy sê, dit is voordelig dat ek sal gaan.
Nou as jy begin praat oor voordelig, en sê, Jesus Here, hoe kan dit voordelig wees? U doen wonderwerke. Hy sê, want ek gaan nie net meer Christus om julle wees nie. Ek gaan Christus in julle stuur, en dit gaan die Heilige Gees wees. Hierdie Heilige Gees, as jy gedoop word, word dit as 'n belofte gegee. Dit meen nie dat jy dit nie voor die tyd kon ontvang het nie. Ek ken mense wat sê, Jesus, ek het al amazing goed beleef voordat ek gedoop was, en ek het al werke van die krag van die Heilige Gees gesien, en ek het die bonatuurlike gesien, en dis great. Maak dit sin? Maar daar's 'n belofte as jy gedoop is, wat hy sê, hy sal dit vir ons gee. Ek sal later gaan vandag die skrif lees. Okay, maak dit sin? So hy gee vir ons 'n belofte, en hierdie Heilige Gees kom lei ons elke dag, soos nooit in jou lewe hoef jy alleen te wees, of bly jy alleen. Nooit weer hoef jy alleen te wees as jy ry nie. Nooit weer hoef jy alleen te wees as jy deur 'n storm gaan nie, want jy is nie meer alleen nie, want die Gees van God is met jou. Jesus, ek's baie blyer as julle, kan dit voel. Dis dalk omdat ek hom al bietjie ontdek het in my lewe. Ek beloof dit vir jou, as jy beleef wie hierdie persoon is, wanneer jy in 'n argument betrokke raak met iemand, al wat jy hoef te doen is net, Here, hoe moet ek hierdie saak hanteer, en die Gees van God sal jou lei om daai in liefde en genade te hanteer. As jy in 'n moeilike situasie is, kan jy net sê, Here, help my, en die Here gaan jou wys. Dit beteken gaan altyd 'n vinnige oplossing wees nie. Partykeer van 'n oplossing jare om te vervul, maar jy sal die vervulling sien van wat God begin het, as jy gehoorsaam is aan wat hy jou gesê het om te doen. Maak dit sin vanoggend? So word jy gedoop in die naam van die Vader, tot kindskap, die Seun, tot vergifnis van sonde, die Heilige Gees, tot bekragtiging en bemagtiging om sy werk te verrig. Amen. Is jy daarby? En dan sê hy so, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Soos die ding is volgende, dit help vir ons doop, en ons gaan na huis toe en ons sê, okay, ek het nou gekry wat ek wil gekry het. Is dit waar daai opdrag eindig? Waar eindig hy? Leer hulle om alles te onderhou wat ek julle geleer het. En dit vat 'n ewigheid. En dan as ons kop neerlê, is ons steeds nie daar nie, maar dankie Here sê hy sal volëindig dit wat hy begin het. Maak dit sin vandag? En dit is die hart van die Here, dat hy sê, ons moet leer om alles te onderhou. So moet ons saam mekaar stap, daaglikse pad stap, deel wees van gemeenskapsgroepe, deel wees van saam kuier, paddle speel op maandag, deel wees van mekaar se huise kuier, deel van lewe doen saam, sodat ons kan daai vervul, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Weet jy wat so amazing? So ruk terug toe, is daar iemand wat my sê, hy sê, weet jy wat, ek het agtergekom by die paddle, raak ek bietjie aggressief as ek verloor. Hy sê, ek kom agter dat ek bietjie 'n moeilike mens raak met dit. Want weet jy wat, tot daar, as jy God toelaat, sal hy met jou werk. Maak nie saak waar jy is, as jy God toelaat, sal hy met jou werk, net waar jy is. Die vraag is, gaan jy hom toelaat om met jou te werk, of sê, los my uit, ek sal maak wat ek wil. Dis 'n keuse om te maak. As ons God toelaat, sal ons lewe verander. En dit is wat die Here se hart is vir my en vir jou. Vinnig 'n paar skrifte dan ons klaar. 1 Petrus 3 vers 21. Hy sê, en hy verduidelik vir ons dat doop en redding hand in hand gaan. Nou wat jy moet verstaan is, baie keer sal mense sê, jy moet glo om gered te word. Of mense sal sê, jy moet doop en glo om gered te word. Ek wil vir jou sê, Jesus red. Jy moet net reageer op sy redding. En die manier hoe ons reageer is oor die algemeen deur geloof en doop. Ek hoop dit maak sin. As ek vra John, kom ons sê ek gaan omval en ek sê John kom help my. Word ek nie gered omdat omdat ek gevra het vir die hulp nie. Ek word gered omdat John my kom red. Maak dit sin? Maar geloof in dat God sal doen wat hy beloof het hy sal, is die punt van redding. Maak dit vir almal sin? Kyk, gaan ek weer herhaal. Hy sê, en die doop red julle nou ook al, dis 1 Petrus 3 vers 21, hy sê, as ek nog nie op die bord wil ek begin lees, ekskuus. 1 Petrus 3 vers 21, hy sê, en die doop red julle nou ook, nie as
'n aflegging van vuilheid van die liggaam nie, maar van bede tot God om goeie gewete deur opstanding van Jesus Christus. So wat eintlik vir jou sê, hy sê jy word gered van 'n skoon gewete. So as jy klaar gedoop is, maak dit nie saak wat jy in jou verlede gedoen het nie. As mense dit kom teen jou hou, dan sê dis nie meer wie ek is nie. Dan gaan mense sê, dis 'n maklike uit, soos ek kan gemaak het in my lewe wat ek wou. Ja, presies dit. Sodra jy nie aanhou om so te maak nie. As jy kies om skoon gewas te word deur Jesus, is hierdie die goue geleentheid. Nommer 2, Markus 16 vers 16. Hy sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So hier maak dit baie duidelik dat doop eintlik 'n response is. Dis 'n manier hoe ons reageer op God se uitnodiging. Baie keer sê mense, o nee, ek moet op 'n sekere plek kom. As ons so glo, is ons eintlik op 'n plek waar ons glo, ons moet onsself red voordat God ons kan red. Maak dit sin? Dis om te sê, ek wil eens in shape kom voordat ek gym toe gaan. Dit werk nie lekker nie, nee. Dis hoekom ons toe gaan, ons het dit nodig, maar ons moet die keuse maak dat ons sê, ons wil Jesus volg met alles in ons. Daai is 'n keuse om te maak, om te besef, ek kan nie myself red nie, en ek het regtig Jesus nodig. Dis 'n vaste besluit wat jy moet maak. En dan is dit 'n uitroep om te sê, Here, red my. Maak dit sin volgend? Laaste gedeelte, Handelinge 2 vers 38. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot die vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. As julle sal, soos jy nou hoef jy nie te wonder, het ek nou die Heilige Gees of het ek hom nie? Hy sê dis 'n belofte. Hy sê julle sal die Heilige Gees ontvang. So as jy bekeer julle en laat julle doen, wat is die woord bekeer? Draai weg van jou sondige natuur af weg. Ek en jy moet 'n keuse maak om ons kop weg te draai van die wêreld en die wêreldse maniere en die wêreldse stelsel. Dit is 'n keuse wat ons moet maak. As jy bekeer julle en dan sê hy laat julle doop. Bekering word gevolg deur 'n diep besluit om te sê ek wil nie meer soos 'n sondige wêreld en soos die sondige wêreld lewe.